2 of 3 in die naam vergader, daar is U teenwoordig, soos wat U teenwoordig is in elkeen van ons lewens, deur die Gees wat in ons woon. En juist omdat ons U kinders is, omdat ons so afhanklik is van U, kom ons vanoggend na U toe met wie en wat ons is. Ons kom vir U dankie sê dat U ons God en Vader is. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here hoop, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons tema vanoggend is God het 'n oop deur bereid, gebruik dit. Nou, ons skriflesing gaan kom uit Hebreërs hoofstuk 4 en Hebreërs hoofstuk 10. Nou, die gedeelte wat ek gewoonlik vir julle lees uit die voorlees, die baie keer kom uit ander vertalings uit, so dit stem nie altyd so ooreen met die bord se teksgedeeltes nie. So, dit gee vir julle dan so perspektief oor beide van die vertalings rondom van hierdie teksverse. Maar kom ons begin deur saam te bid. Here, baie dankie dat ons U woord het. U woord is daardie krag wat dring tot in ons diepste binneste om al ons geheime te ontbloot. Maar U woord is ook daar om ons op die regte pad te hou. U woord is daar om vir ons genesing te bring. U woord is daar om ons weer in U teenwoordigheid te bring. En daarom bid ons dat U vanoggend deur die woord en die Gees presies dit sal doen. Ons bid Here dat U ons sal verlos van die bose. Here, help ons dat ons in hierdie lewenswedloop wat ons loop, dat ons gedurig ons oog gefestig sal hou op Jesus Christus, wat die begin, die oorsprong van ons geloof is, maar wat ook vir ons help om by die eindpunt te kom. Dit bid ons in die naam van Jesus die Here. Amen. Nou, verlede week het ons vanuit Hebreërs hoofstuk 12 vir mekaar gesê dat ons mekaar nodig het om deur mekaar se geloof te versterk te word en bemoedig te word. En daarom moet ons geloof aansteeklik wees. Dit moet mekaar aansteek en mekaar dra. Maar ons het ook gesê, Jesus is die bron van ons geloof, die oorsaak dat ons glo. Hy bewerk die geloof in ons en daarom sal hy sorg dat ons bly glo tot en met sy wederkoms. Maar ons moet ons oë gedurig gefestig hou op Jesus Christus. Vanoggend is ons besig met die tweede deel van ons geloofsreis en met die tema dat God het oop deur bereid, gebruik dit, en ek wil met julle die twee gedeeltes saam lees uit Hebreërs hoofstuk 4 en nou Hebreërs hoofstuk 10. Nou Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Een van die ander vertalings sê, ons hoef dus nie bang te wees of te wonder of ons na God toe mag gaan nie. Ons kan maar gaan, want God sal baie goed wees vir ons. En dan uit Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 19. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Broers, ons het dus deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy, dit is Jesus, vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, en dit deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Vers 19 van die ander vertaling sê ook dat ons het nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid
om in die hemelse heiligdom in te gaan. En dan die ander sê, my liewe vriende, ons hoef nie meer onseker of bang te wees om na God toe te gaan waar hy in die heiligste deel is nie. Ons kan dit doen omdat Jesus vir ons gesterf het. My pa was ook 'n predikant gewees en een ding wat ek geleer het, dis nie maklik om van die huis af te werk, veral as jy 4 kleuters rondom jou het nie. En die tyd wat jy stilte nodig het om te probeer preek maak en hier is 4 woelige kleuters rondom jou, dan is dit soms 'n bietjie moeilik. Maar my pa se deurkamer was nooit toe nie. Jy kon enige tyd daar ingestap het sonder vrees dat jy gaan raas kry of jy uitgejaag gaan word, want my pa het hierdie oop deurbeleid gehad. Nou, 'n oop deurbeleid is nie net 'n fisiese oop deur nie. Dit verwys eintlik na 'n soort van 'n bestuursbenadering waar leiers of bestuurders Dit verwys na 'n bestuursbenadering waar leiers en bestuurders se kantoordeure letterlik oop staan. Hulle het hierdie oop kommunikasiekanale vir hulle werknemers. En dit beteken dat hulle werknemers vrylik hulle kantoor kon instap. Hulle was welkom om te kom en vrae te vra en bekommernis uit te spreek en idees te deel sonder enige vrees dat hulle gestraf, verwerp of gekleineer gaan word. En hierdie soort van oop deurbeleid skep hierdie vrymoedigheid en vertroue, want mense weet hulle stem word gehoor. Hulle weet dat dit wat hulle sê is belangrik vir die leiers of die bestuurders van die maatskappy. Daarteenoor het 'n toedeurbeleid leiers en bestuurders wat minder toeganklik is, wat letterlik agter hulle geslote deure leef. Kommunikasie is beperk en baie formeel. Mense voel hulle moet stil bly of wag vir toestemming om te praat en hulle wag dit nie om 'n nuwe idees daarvoor te kom nie, want hulle is so bang hulle word afgeskiet en uitgejaag. En dit skep afstand, wantroue en vrees. En nou kom die Hebreërskrywer en hy kom sê vir ons, hy sê God het 'n oop deurbeleid. Jy het vrye toegang tot God. Jy kan met vrymoedigheid enige tyd by God instap sonder vrees vir veroordeel, bestraf of vir verwerping. God het 'n oop deurbeleid vir my en jou. Ons eerste punt vanoggend is God se deur staan heeltyd oop. Nou die Hebreërskrywer skryf eerstens vir die Joodse gemeenskap wat die Jesus op kruis dood en opstanding gelowiges geword het. Hulle kom uit die Joodse tradisie uit. Hulle ken die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Hulle weet hoe die tempel ingerig was. Hulle het geweet van die gordyn van die allerheiligste afgeskei van die heiligste. En hulle het geweet dat slegs die hoofpriester 1 keer per jaar op die groot versoendag, die Yom Kippur, hier kon ingaan om 'n offer te bring as 'n versoening vir al hulle sondes, Levitikus 16. En hulle het geweet, nie een van hulle het die reg gehad om by die allerheiligste in te gaan nie. En niemand sou dit waag om by daai allerheiligste in te gaan nie. Net die hoofpriester kon tot God nader. En die hoofpriester was eintlik 'n tussenganger tussen die mense en tussen God. En nou kom die Hebreërskrywer met dit in gedagte sê hy vir hulle, ek wil vir julle vertel. Ek wil vir julle vertel en verduidelik wat eintlik gebeur het met Jesus se kruisdood. Hoofstuk 4 vers 16 as hy sê, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid aan die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. En dan hoofstuk 10 vers 19. Ons het dus deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nie is en na die lewe lei. En hierdie weg het Jesus vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofssekerheid. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete
en ons liggaam is gewas met skoon water. Hy sê, onthou julle toe Jesus aan die kruis gesterf het, wat toe gebeur het? Matteus het dit opgeteken na Matteus 27 vers 51, hy sê, daardie Vrydag het daar iets in die tempel gebeur wat die priesters se oë laat rek het. Daai gordyn van die allerheiligste van die heilige gedeelte afgeskei het geskeur. En Jesus die hoëpriester het onsself as die finale offer gegee om al ons sondes te versoen. Na Jesus sou daar geen offer meer nodig wees nie. Niks sou meer nodig wees om ons in die regte verhouding van God te bring, want Jesus het dit alles self gedoen. En die voorhangsel wat die gewone mense verhoed het om self in die teenwoordigheid van God te kom, het geskeur, sodat ons as gewone mense vrye toegang het tot die allerheiligste, tot God. Dit was 'n simbool gewees van hierdie vrymoedigheid, dat ons sonder ontbang te wees veroordeel, gestraf of verwerping, na God kan gaan. Nou die Griekse woord wat hier in Hebreërs 10 vers 19 vir vrymoedigheid gebruik word is parisia. Dit beteken letterlik om alles te sê. As jy vrymoedigheid het, en jy parisia, is die vryheid om alles te kan sê. Dit kom uit die ou Griekse stadsstate en dit was 'n tegniese term vir die spraak en stemreg wat die burgers gehad het. As jy as burger parisia gehad het, het jy dus die reg, die verlof en die vryheid gehad om aan openbare gesprekke deel te neem, om te kan praat. So dit gee vir jou die toegang, die reg om aan 'n gesprek deel te neem, omdat jy parisia het. Nou in die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint, word hierdie woord parisia vertaal, gebruik in die vertaling van Levitikus 26 vers 13. In daardie gedeelte word die woord vrygemaak gebruik. En dan vertaal hulle dit met parisia. En maar hoor nou mooi is daai vertaling, die oorspronklike Hebreëus. Daar in Levitikus 26 vers 13 sê die Here, ek is die Here, julle God, wat julle uit Egipte laat trek het, sodat julle nie meer sy slawe hoef te wees nie. Ek het die juk wat julle moes dra, gebreek en julle vrygemaak. Maar letterlik staan daar, ek het die jukskeie van julle jukke gebreek en julle regop laat loop. Parisia. Ek het julle laat regop loop. En dis wat dit beteken dat ek met vrymoedigheid regop voor God kan verskyn, regop voor hom kan staan, regop voor hom kan loop. Ek is nie langer bevrees, skaam of beangs of wat ook al my daarvan weerhou om in God se teenwoordigheid te verskyn nie. Ek in gebed na God gaan sonder om te kruip, sonder om neergedruk te wees deur my omstandighede of deur my sondes. Ek kan regop voor God staan, want God het 'n oop deur bereid na Jesus se kruisdood. Ons het vrye toegang tot God. En dis wat Hebreërs 10 wil vir ons oor en oor sê. Terwyl ons Jesus ook as groot priester in die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. Dis wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het. En daarom wil die Hebreërs skrywer vanoggend vir ons sê, God sal nooit vir jou die deur wys as jy 'n gebed na hom toe kom met jou klein geloof, met jou twyfel, met jou opstandigheid, met jou sondes. Want Jesus sê in Johannes 6 vers 37, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Jesus sê, ek sal elkeen wat na my toe kom nooit ooit verwerp nie. En in Jeremia 29 vers 13 en 14 sê God, as julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. Julle sal my toeganklik vind. Hoor julle wat sê God? Oop deur. As julle na my soek, sal julle my toeganklik vind.
Dis God se oopdeelbeleid. Hy is altyd beskikbaar, toeganklik, barmhartig en genadig. Maar die tweede plek is, as God dan 'n oopdeelbeleid het, is die tweede punt, maak met vrymoedigheid daarvan gebruik. Maak met vrymoedigheid daarvan gebruik. Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid aan die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Nou, parousia word op verskillende maniere vertaal in Hebreërs. Byvoorbeeld in hoofstuk 3 vers 6 praat dit daarvan dat ons met moed, met volle moed, sonder vrees of skaamte na God kan gaan. 10 vers 15 praat van parousia as geloofsvertroue, praat daarvan as vrymoedigheid om na God te gaan. Dit dra hierdie beeld oor van sonder vrees, sonder skaamte, kan jy na God gaan. Julle onthou vir koning Dawid, nee, sy verhaal is baie bekend. 'n persoon wat bekend gestaan het as 'n man na God se hart. Min mense wat so bekend gestaan het. 'n man na God se hart. Maar hierdie eise koning Dawid, hierdie buiteegtelike verhouding met Batsheba gehad. En nie dit nie, hy het 'n huurmoordenaar gekry, sy generaal in die weermag, om te sorg dat Batsheba se man vermoor word. Sodat hy met haar kon trou, want hy het haar swanger gemaak. En dan kom die profeet Nathan al toe en sê vir hom, Dawid, jy is die man. Jy kan niks vir God wegsteek nie. Hy weet alles van jou af. Hy weet van jou oorspel, hy weet van jou moord. Hy weet van die slegte deel van jou. God weet alles, ook van my en jou. Ook ons slegste deel. En dan wonder 'n mens baie keer, as jy in Dawid se skoene staan, of as jy in jou eie skoene staan, hoe kyk 'n mens ooit weer vir God in die oë? Wat sê jy op die ouende vir God as hy deur sy woord en gees na jou toe kom en sê, maar jy is die man. Dan kom die Hebreërskrywer en herinner ons in sulke tye weer daaraan dat God het 'n oop deur beleid. Hebreërs 10:19, broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en aan die lewe lei. Hierdie weg het Jesus vir ons gebaan. Hy het hierdie weg vir ons gaan oopmaak, dat ons by God kan kom deur die voorhangsel deur. Want die Hebreërskrywer sê, hy sê ons het nou 'n kort pad direk na die genade troon van God. Ons het 'n kort pad direk na die hart van God. 'n pad wat deur die bloed van Jesus vir ons geskep is. Ons is welkom by God. Ons is welkom by God deur die bloed van Jesus aan die kruis, want God kyk na ons, nie na ons met ons sondes en als laste nie. God kyk na ons deur die bloed van Jesus wat ons skoon gewas het. En daarom kan ons na God se genade troon gaan en kan ons genade en barmhartigheid by God verwag. In plaas van verwyte, in plaas van oordeel en straf en verwerping, kan ons by God genade en barmhartigheid verwag. En daarom moedig die Hebreërskrywer ons aan as hy sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Kom met jou skuldgevoelens, kom met jou laste, kom met jou versoekinge, met jou seerkry, met jou skaamte, kom met jou sonde en kom maak jou hart voor God oop sonder enige vrees. En dis wat Dawid gedoen het. Hy het op die ouend die moed bymekaar geskraap om na God se genade troon te gaan. Hy skryf op Psalm 51 vers 3 tot 6 as hy sê: Wees my genade, o God, volgens die troue liefde.
Wis tog my sonde uit op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sondes, want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig vir my. Ek kom en maak aanspraak op God se genade en barmhartigheid. Sê vers 16, u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat vir u verkeerd is. En dan sê vers 19, o God, u sal nooit iemand wat sleg doen oor sy sonde van u af wegstoot nie. Dis omdat jy die vrymoedigheid het om by God se oop deur in te stap met die wete, o God, u sal nooit iemand wat sleg doen oor sy sonde van u af wegstoot nie. En ons almal ken die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15. Op die ouene het hy presies dieselfde gedoen. Hy het God se oop deur beleid benut, gebruik gemaak daarvan. Ons lees in vers 17 dat daar waar hy tussen die varke sit nadat hy sy hele erfporsie uitgemors het en 'n lewe gelei het wat die voorblad van die rapport sou behaal het, sit hy daar en sê, wat het ek gedoen? Wat het my besiel? Vers 17, hy het tot inkeer gekom. Hy het gekom op die punt van sy lewe wat hy besef het, ek sit in hierdie groot gemors. Dieper as dit kan ek nie sink nie. Dan sê vers 18, dan sê hy, ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Skraap die moed by mekaar, om na sy pa terug te gaan, want sy pa het 'n oop deur beleid. En dan vers 20 vertel van die genadige Vader, van die wagtende Vader wat wag dat sy sondaar kind terugkom, en wat hom met oop arms ontvang sonder enige verwyte, sonder enige oordeel, sonder enige verwerping. En sy pa laat hom nie in die stof kruip as iemand wat nie meer werd is om sy kind genoem te word nie. Nee, hy laat hom regop loop as sy verlore opstandige wegloop sonder kind, wat hy omhels, omdat hy terug is in die Vaderhuis. Dis wat dit beteken om gebruik te maak van God se oop deur beleid. Te gaan en te sê, Here, ek ken my. Maar hier is ek. En jy moet weet, by God sal jy genade vind. Jy kan met vrymoedigheid na God kom en vir hom sê, Abba, Vader. En selfs wanneer jy dalk in skaamte vol skuldgevoelens nie weet wat om vir God te sê nie, want dit is so oorweldig deur eintlik in jou sondes, dan sê Romeine 8 vers 26, God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help. Ons grootste swakheid is dat ons nie altyd weet wat ons moet bid nie. Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaar kry in hemelse taal. Hy kan sug en kla namens ons daar by God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet hy presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges bid. Al stap jy by daai oop deur in, jy weet nie eintlik wat om te sê nie. Sê God, sy Gees het jou al vooruit gegaan. Sy Gees het al eintlik kom aanklop by die genade troon en jou saak, my saak, voor God kom lê. Broers en susters, miskien is jy vandag so 'n bietjie die skoene van die verlore seun. Miskien loop jy dalk wye draaie om God as gevolg van skuldgevoelens van die verlede.
Dat jy ergens langs die pad so van God begin wegdwaal het, dat jy voel dat jy nie meer 'n koneksie met God het nie. Dat jy doen al die regte dinge, maar die afstand tussen jou en God word al hoe groter. Daar skuldgevoelens uit die verlede wat jou gevange hou, seksuele sondes wat jou gevange hou, dinge wat jy gesê of gedoen het, wat mense se lewens geknakheid het, wat jy wens, jy kon 'n tyd teruggaan om dit te verander en te herstel. Of daar beloftes wat jy teen God gemaak het in tye van nood, wat jy ergens aan sy pad gerieflik ignoreer. Of versoekings waarvoor jy gesoog het, en dan nog steeds soog en hierdie goedes maak dat jy net voel dat jy is nie waardig om in God se teenwoordigheid te verskyn. En daarom waag dat jy dit nie om jou oë toe te maak, op jou knie te gaan nie, want hy is bang dat God daar vir jou die deur gaan wys. Miskien probeer jy vir God wegtrek soos Adam en Eva in die tuin, omdat jy bang is, God sien al jou foute, al jou tekortkominge, dat God sien al jou sondes. Hy sien jou meer wat soms hand uitdruk en diep seer maak, of jou onbetrokkenheid by mense wat die naaste aan jou is, omdat jy nie altyd weet hoe om emosionele situasies te hanteer nie, of dalk jou wraakgedagtes teen 'n persoon wat jou en jou kinders in die steek gelaat het, die huwelik verneveer het. Goed is wat jou daarvan weerhou, om by God se oop deur in gebed in te stap. Maar God weet dit in elk geval. Daar is niks wat ek en jy vir hom kan wegsteek. God weet van elke gedagte, elke emosie, elke optrede, elke woord wat uit my en jou mond kom. God weet daarvan. Kan niks vir hom wegsteek nie. En ten spyte daarvan, nooi God vir jou en vir my vanoggend weer eens na sy genade troon, want sy deur staan oop. Hy nooi ons om sonder vrees, sonder om te kruip, hoe hard voor hom te kom uitstort en te weet, daar's genade, daar's vergifnis, daar's barmhartigheid, daar's genesing wat vir jou wag, sodat jy en ek op die regte tyd gehelp kan word. Sodat ek en jy op die regte tyd gehelp kan word uit dit wat ons vashou, wat ons vasvang, wat maak dat ons eintlik te bang is om na God te gaan. Sodat ons op die regte tyd gehelp kan word, en daardie regte tyd is nou. Is vandag. Daardie tyd is nou en vandag. So waarvoor twyfel jy? Of jy die reg het om voor God te verskyn? Waarvoor twyfel jy? Of jy met vrymoedigheid voor God kan verskyn? Want God nooi jou. Daar's 'n genadige Vader wat wag, wat uitkyk vir sy verlore kind om huis toe te kom. Amen. Here, U ken ons deur en deur. U weet wat ons gedagtes in ons harte aangaan. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie. En Here, daarom is die wonder so groot dat U ten spyte van dit alles met 'n oop deur vir ons wag, dat ons na U genade troon sal kom. En ons sê, Here, ons het teen U alleen gesondig. Vergewe ons. En dankie dat ons weet, daar's 'n genadige Vader wat wag om ons te omhels in ons
vuil klere wat stink na varkmis, dat U kom en ons net eenvoudig omhels. Here, dit is bokant ons begrip, dat U genade so groot kan wees vir ons as mense. Ek wil bid dat die Heilige Gees vanoggend ook vir ons sal aanspoor om gebruik te maak van hierdie oop deur en in te stap by U. Met die wete, by U is daar vergifnis. Hier ons dink ook vanoggend aan Trudie, se suster wat en kinders wat in die verskriklike trauma gaan, van 'n gesin, familie wat uit mekaar geskeur is met die dood. En ek wil U van die vanoggend ook troos en mag die geloof van gelowiges rondom hulle ook aansteeklik wees om hulle deur hierdie tyd te dra. Dit vir ons mense wat siek is, wat worstel ook met kanker. Here, U ken ook hulle situasie, elkeen van hulle. Ons sal bid dat U wil sal optel en sal dra deur hierdie tye. En dat wat U sal beleef en besef dat U as God ons geen oomblik van ons lewe verlaat nie. Dat U ons nooit op hierdie pad ergens alleen sal laat en in die steek sal laat nie. Dit troos ons vanoggend ook deur die woord en die Gees. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Mens ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met die vrede van God. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.